Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer verjaardag, toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, almal net. 14 Januarie 2026 en jy luister na Klets net op Afrikaans.radio. Colleen, hoe lyk dit daar aan jou kant in die metropool van Johannesburg? In die metropool van Johannesburg gaan dit klop Disselboom, Matthys. Hier is al reeds vanoggend 'n stuk of 2 polisiehelikopters hier oor. Daar was blykbaar 'n skietvoorval by die Broadacres winkelsentrum of iets. Ek weet nie, in daai area. Ja. En so dis status Back quo. to normal. Here in 4 ways, baby. We're shooting Look it at up, you. revving cars, living our best life. Ek weet sê, ek het toch al agtergekom hierdie week ook, ek dink Suid-Afrika is besig om wakker te word. Van maandag af kon ek so half gevoel, daar's 'n bietjie van daar's 'n energie. Mense is nou so al weer terug en daar's, jy weet maar soos as bye so begin buzz so in 'n byekorf. Ek het daai so 'n bietjie van 'n buzz, maar nog niks gebeur nie. Ek vermoed na die skole begin sal dit 10 diene terug gaan na normaal toe. Volgende week. Definitief by die kantoor opgetel van maandag af was dit 'n definitiewe buzz. En natuurlik het al die mammas net so begin vlamvat op maandag en toe met hulle family responsibility leave in sit vir vandag. Want die boetjies gaan terug skool toe. So ek moet sê dit is nou een verantwoordelikheid wat ek nogal verlig is. Ek het nie hierdie tyd van die jaar nie, kan jy nou dink. Ja, nee, ek dink nie vir die nuwe skooljaar. Baie sterkte vir almal van julle. Ja, ek is nie sterk genoeg vir dit nie. Ja, kyk, môre is Sofia se eerste skooldag ook vir die jaar, so dit gaan nie vir haar lekker wees nie, want sy was nou vir meer as 'n maand die heeltyd net by my, so ek vermoed dit gaan nie vir haar 'n goeie skooldag wees nie, maar ek het dit nodig, ek het 'n grown-up day weer nodig, so en gelukkig hoef jy nou nie skoolskoene en boeke en so aan te koop nie. Dis al wat ek kan contribute oor skool gaan. Maar ja, natuurlik ook die matriek uitslaa van 2025 het die lig gesien en apparently volgens gerugte is dit die slimste spul matrieks wat nog in Suid-Afrika gematrikuleer het met 'n 88% slaagsyfer. Eet 'n bietjie daaraan. Ja, en dis nie publieke skole en dan die IEB's, Independent Education Board, IEB, skole met 'n 98 punt something persentasie slaagsyfer. Ja, so daar's dalk hoop vir ons in Suid-Afrika oor 'n paar jaar dat hierdie reuse, hierdie intellektuele reuse gaan in die besigheidswêreld en in politiek betrokke raak. Wel gaan hulle of gaan hulle oorsee swat? Ja, wel, dit was my skrikwekkend geweest toe ek gekyk het na van die onderhoude met van die topleerders wat gisteraand maandag aand was. Is 'n groot hoeveelheid van hulle gaan oorsee swat. Harvard, UK. Ons het daai breinkrag klaar verloor. Hulle is klaar verloor. Ja, en is nogal ek sien die Weskaap het 'n bietjie af in die rankings. Die Weskaap het elke jaar die hoogste rankings. Die hoogste slaagsyfer. En hierdie jaar is dit KwaZulu-Natal. Jy het 'n bietjie daaraan. Met 'n 90.6. Ja, so baie impressed. Nee, ek weet nie waar aan gaan nie, maar duidelik werk het. Ek gegil so, ek het nou met 'n paar vriende en mense wat ek nou ken hier by die park gesels, wat almal van hulle was Kaap toe, van hulle was na die Villekus kant toe gewees, van hulle was Natal toe gewees, en hoe die meeste van die mense sê dat hulle gaan nie weer Desember Kaap toe nie, hulle gaan eerder Natal toe gaan, en veral na die suidkus toe, want dit is soveel stiller, dit is goedkoper, dit is nie so besig nie. So ja, maybe Natal is making a revival. Die suidkus was 'n huge destination hierdie Desember. Ek weet ek gaan baie mense wat suidkus toe is en wat 'n absolute roaring time gehad het. Maar dit was altyd die bestemming waarin ons gegaan het as kinders. Ons wat in die 80s groot geword het, 70s en 80s. Die suidkus was jou vakansiebestemming gewees oor Paasnaweek en Desember vakansies gewoonlik. Myne was maybe we circling back. Jy met jou rode blades. Ja, ek het nie die mol gesien. Niemand het my see toe gevat nie. Ek is jammer om dit te hoor. Anyway, nou vat ek maar myself. Ja, so kyk nou. Wat ek graag sal wil sien, Matthys, en ek soek nog na die syfer, dalk is hy nog nie uit nie.
is die wat noem hulle dit, die throughput percentage. So ek wil weet hoeveel van die matrikulante wat graad 1 begin het. Ja. Okay, kom ek maak asof ek ook matriek gepaas het. Kom ek probeer gou weer. Hoeveel van die leerders wat graad 1 begin het hierdie jaar gematrikuleer? Ek dink daai is 'n belangrike syfer. Ek hoor wat jy sê. Met ander woorde, hoeveel van hulle het gedrop out? Dit is vir my baie belangrike syfer. Ek wil myself verstou dat ek dit iewers te raak gelees het, maar ek kan nou glad nie die persentasie onthou en ek kan ook nie onthou in wat se nuusagentskap het ek dit raak gelees nie, maar ek het dit iewers te gesien en ek dink nie dit was te great nie. Maar ek praat nou regtig onder korreksie. Ek spekuleer nou. Maar ek het dit iewers raak gesien. Een van die ander dinge dit is die eintlike indikasie van hoe gesond ons onderwysstelsel is of ongesond. Ek het so vinnig geluister na die minister van basiese opvoeding, nee, basic education. Ja. Siviwe Warube, ja, toe sy het nou die aankondiging gemaak het en al die lof besing het van al die onderwysers en al die leerders en die gemeenskap en alles. En 'n verskriklike hamer gehad op die ding dat ons moenie vaskyk in die 30% nie, dat dit nie 30% is die slagstyfer nie. En gesê dat dit is besig om 'n politieke hoek te kry en alle ander politieke partye is besig om dit te gebruik, maar dit is nie noodwendig die waarheid nie. Maar dit is nou vir my vraag, maar wat is die waarheid dan? As jy sê, dis 30%, maar dit is nie 30% nie, nou wat is die waarheid? So sy sê hier, ek lees dit nou toevallig, Matthys, sy sê, die berig sê, the minister stated that the 30% pass rate used by opposition parties is incorrect, as the learners must meet a 3-tiered set of subject requirements. So dit is die ding, hulle moet, ek weet nie, ek sal 'n bietjie gaan kyk, ek sal 'n bietjie die spesifieks gaan kyk, maar wat ek maar verstaan is, jy 30% nodig in 'n vak om deur te wees. En jy moet basies 3 vakke deurkom om dan, ek weet nie, ons sal maar moet gaan kyk. Wat ek laas gehoor het, was dit iets van jou huistaal moet jy 'n sekere persentasie hê en dan 'n ander taal of 'n ander taal moet jy 'n ander persentasie hê en dan een of ander vak moet jy dit hê en maar dit is vir my alles baie confusing. Dit was baie makliker geweest toe ons op skool was waar jy het 50, dan is jy deur, as jy 51 het jy te hard geswat en as jy 49 het is jy gefok. Dit was baie makliker. Ons het geweet wat dit is, maar nou is dit 'n 3-tier en dit en dat en 30% is nie eintlik 30% nie, maar wat is 30%? Dit is belaglik. Dit is absoluut belaglik. Ja, ag nee man, maak dit 50 en kry klaar en dis die 30% in algeval hierdie land het reeds so 'n groot gees van mediocrity. We really don't need to encourage it anymore. Wel, maybe was sy dalk ook een van die onderwys of kinders gewees wat deur hierdie nuwe syllabus gehardloop het, want een van die goeie wat ek raak gesien wat vir my nogal eintlik afskokkend was, is dat hulle sê slegs 34% van die matrikulante wat wiskunde gehad het in 2025 het dit op hoërgraad gehad. Die ander matrikulante het almal besluit om mass literacy te vat. So, ek vind dit is 'n baie lae persentasie van leerders met al daai wat nou kan eintlik nou 'n sekere wat kan dokters word, ingenieurs word. Ja, en besides dit, Matthys, jy moet meer aangemoedig word want dit leer logiese denke. Dis wat wiskunde jou leer. Dis hoe om logies iets uit te redeneer vir jouself op 'n logiese, sistematiese manier by 'n antwoord uit te kom. Ja, algebra was vir my nooit logies gewees nie. Ek het gesukkel met algebra se logika. Was goed nie. Ek het trig en meetkunde kon ek gedoen het, maar algebra, nee, is maar bietjie moeilik. Nie logies vir my nie. Ja, nee, dit is definitief wat 'n mens moet aanmoedig. En ja, ek dink die gap word al hoe groter tussen kinders wat ongelooflik goed presteer en wat die voorreg het of wie se ouers die means het om hulle in privaat skole te sit. Ek meen, ek sien daar is kinders in hierdie privaat skole wat 9 en 10 onderskeidings gekry het. Dit is absolutely incredible. Kinders met gemiddelde van 91, 92. Wanneer het daai kind gerook agter die fietsloods? Hoe het jy tyd gekry om te rook agter die fietsloods as jy
10 onderskeidings het. I mean, hoe was jy 'n kind? Ja, ek dink nie hulle doen dit meer nie, Matthys. Hulle vibe nou terwyl hulle klasse wissel. Ja, hulle vibe mos nou voor hulle ouers, dis wat die jeug doen. Ja. Maar hoorie, ons het verlede week het ons gepraat met Catherine en sy het vir ons vertel van die 4 perdjaar en die 1 jaar in numerologie en so 'n bietjie wat sy sien in die kaarte van astrology vir die wêreld in 2026. En nou bring ons dit huis toe. Nou kyk ons wat gaan aan in Suid-Afrika, wat gaan aan met die politiek en natuurlik wat is al vooruitsigte vir die 12 sterre tekens. En wie moet asemhaal, wie moet bietjie sagter asemhaal en wie moet onder die bed wegkruip. So kom ons hoor wat sê Catherine. Verlede week het ons gepraat met Catherine oor die jaar van die 4 perd wat die 1 nommer in numerologie vir Suid-Afrika of vir 2026 beteken, wêreldgebeure, Trump en Venezuela en nou moet ons dit terugbring huis toe. So kom ons praat, ons het afgesluit eintlik wat ons gepraat het met Catherine oor die verkiesing en dat sy sê die verkiesing moet asseblief net nie gebeur in November 2026 nie. So hopelik hoor iemand van die IEC. Maar Catherine, wat sien jy oor die algemeen vir Suid-Afrika se politiek in 2026? Wat sien jy op die kaarte? I see more of the same. Daar is beslis jy weet hulle het nou begin met the prosecution of previously corrupt government officials. Dit is dikstukke besig, né? Brian Molefe is in die moeilikheid. Dit gaan beslis nog aan. Ons gaan groot verrassings sien. Ons gaan verras wees met die mense wat ek weet nie of hulle uitkom of raak gesien word of gevang word of opgee nie, né? Ek gaan vir jou ook sê dat die ondersoek wat gedoen was by die Tembisa Hospitaal en die ernstige probleme wat daar opgetel is, daar gaan 'n weier netwerk gegooi word. Wie vra dat dit gedoen word? I don't know, maar dit gaan skielik op die kaarte kom. Dis vir my baie duidelik dat health and health-related issues is onder ernstige, wat is die Afrikaanse woord vir scrutiny? Dis hulle word goed na bekyk. Onder 'n vergrootglas. Onder 'n vergrootglas. Daar sien, so ons het baie skandes en skandale wat nog uitkom spesifiek daar. Toevallig ook so het ons probleme bietjie met die unies. Daar is 'n beweging om van die unies te it's difficult to revolutionize an already revolutionary concept. But there's a desire for change in union. Maybe it's leadership, maybe it's protocol, maybe it's just a change of power. Ons kan dalk maybe a bit of an evolution rather than a revolution. Like so that, kan evolution that will help. En hier praat ons nou alles van die Santakus, van ons taxi-unies, tot ons mynwerkers-unies, tot selfs ons eie solidariteit, né? Ek weet my hond vir 'n oomblik stil maak. Hy is nou stil. Hy moes ook sy 5 cent wil sit. Dis die solidariteit sê, terwyl hy net iets sê oor solidariteit. Ek het baie om te sê oor solidariteit, maar verder sien ek vir Suid-Afrika, daar baie oppositie, maar die oppositie wat bestaan, word in 2 kampe gedeel. Daar's die 3 ou bulle, the one is an ideological organization, the other is the oldest of van al die partye, en die ander een is die een wat net wil shine vang. En dit is nie moeilik om dit tussen die ANC, die DA en wat is Malema se party tog, né? EFF. Daai ouens, né? En hulle is daar. En hulle gaan aan. Dan het ons die opkoms van 'n baie militante beweging. Ek weet nie wat hulle maak nie. Maar ek weet nie, né? Ek seker as ek jou kwaad genoeg maak, kan jy ook militant raak, né? Maar hulle is kwaad. Hulle is
as iemand kwaad is sonder ideologie, is dit baie gevaarlik. As jy kwaad is met ek dink nie hulle weet waar hulle kwaad is nie. It's probably exactly that, nee? And it worries me, want ek dink by myself, waar kry jy die wapens en die promosiegeld om so kwaad te wees oor iets waarvan jy nie eers deel was nie? It worries me, nee? En dan is daar 'n paar partye, hulle is so diep in iemand anders se gatsak, dis nie eers snaaks nie. They really only are there for the money. Maar hierdie jaar is 'n jaar van oppositie. Met ander woorde, gaan ons enige iets regkry. Enige iets regkry in die parlement. Nee, hulle gaan nie beklei. Meer beklei, minder beklei. So it's a lot more of the same. Maar as jy dit sê, en jy praat van oppositie, ek meen, een van die oppositiepartye is die grootste partypartner in die GNU, die DA teenoor die ANC. So wat is die vooruitsigte, wat staan in die sterre oor die GNU dan? Wat ek gesien het toe ek die kaart van die GNU gedoen het, verlede jaar het ons gesien die GNU sal 'n monumentale poging moet aanwend om nog te kan bestaan na 2028. En monumentale pogings, I'm not so sure they work so well, né? So myns insiens is we will have a firmer leader. Want die probleem is nou met die GNU, jy kry iemand wat in die oppositie is, wat nou 'n minister is, en hy voer sy party se beleid uit, wat teenstrydig is met die nasionale beleid, wat nie noodwendig die ANC se beleid is nie, dis die nasionale beleid, nie? En so sal ons 2 vliegtuie vol Palestynë kry, wat nie kan, wat hier op Ouer Tambo sit, en dit tref elke koerant, maar nie 'n woord word gesê oor die 6.500 Mosambiekers wat dieselfde dag ook die landsgrense betrek het nie. Hulle het dit net met die voet gedoen. So, dit is 'n probleem. Dit is 'n daadwerklike probleem. Prakties gesproke, en dan by the nature of the beast. Ek het vir jou gesê, ek glo dat Suid-Afrika het there's a rise. Ons is Legotla mense. Ons praat. We talk things to death, né? Dit is selde wat ons kwaad raak. Maar I do see a strong leader, a little bit younger. Ons het nou nog net ou mense gehad wat die land geran het. Which is not a bad thing, but someone a little bit younger, maybe his 50s, as opposed to the standard issue 80. In die standaard sneeuwdier. Maar ek is dit nie Paul Mashatile nie, en eerder dalk iemand soos Mkhwanazi. Ek gaan nou vir jou sê, ek het die kaart gedoen van Paul Mashatile, John Steenhuisen, van Brigadier Lucky Mkhwanazi, ek het nie geweet sy bynaam is Lucky nie, en dan sommer net 'n wild card Patrice Motsepe, 'n business person. En uit die 4 van hulle is Brigadier Mkhwanazi se bydra tot die land die sterkste, en het hy die beste kans om 'n baie ferm leier te wees. En dit is vir my, ek weet of it's scary, of I don't know how the people of South Africa will accept it. Kyk, Paul Mashatile is nie 'n slegte mens nie, hy is 'n baie intense mens, hy is die 21ste Oktober 1961 gebore, he has ox energy, so Suid-Afrika. Suid-Afrika is an ox in the Chinese horoscope. In ander woorde, sy energy, an ox in an ox country does well, né? Maar hy het nie enige van sy groot planete in die topleierskap van die land nie, nee. Ek dink toe Mandela daar gesit het, dit was meeste van sy planete in die 10de huis van leierskap. Paul Mashatile is 'n man wat hy gee nogal om vir
the downtrodden, maar ek sien hy het bietjie probleme. Ek weet nie wat persoonlike probleme is en of dit politieke probleme is nie, is daar verskil as jy in die politiek is, nee, maar hy het bietjie probleme wat hy die eerste kwart van hierdie jaar gaan optel. Paul Mashatile is daar om vir Suid-Afrika besigheid te laat vloei, maar hy self, hy as Paul het sekere certain reservations, dinge waaroor hy nie saamstem. Met die groter... Ja, ek ben, hy is baie uitgesproke dat hy nie stem nie saam oor die GNU nie. Hy sal eerder 'n koalisie wou gehad het met die MK en met die EFF, so hy's baie uitgesproke daaroor gewees. En dit tel teen hom, die punt dat hy nie, that he can't do for the betterment of the nation, is the issue that makes him an opposition of the nation. Toe ek gekyk na meneer Patrice Motsepe, hy gee wragtig nie om nie, hy wil nie, okay? Daar was sulke neiging questions. Daar was gerugte gewees. Ja, daar was gerugte gewees, maar hy het dit baie duidelik gemaak dat hy self glad nie belang nie. Nee, hy wil niks weet nie, nee. Ons kan, Jonah kan langs die see gaan sit en 'n walvis kan hom insluk. He's still not going, okay? Vir meneer Motsepe is politiek so erg soos Nineveh. Hy is 'n besigheidsman, hy is 'n ongelooflike verantwoordelike man, dit is waar. He attracts good things. Hy het nodig om homself altyd te bewys, weet jy, en in aand as hy gaan slaap is daar 'n klein stemmetjie wat vir hom sê, Patrice, jy kan beter. En dit is wat hom dryf, en dit is wat hom, die man gemaak het, dat hy gemaak het, en hy kom 'n lang pad. Hy is gebore 28 Januarie 1962. So hy is ook 'n oks, kan jy dit glo? Nee, dan kyk ons na Luitenant-generaal Nklantla Lucky Sibusiso Nkwanansi, daai een. En nou, hy is gebore 5 Februarie 1973, and what would you know? The Chinese horoscope, the year of the ox, started, he falls within an ox. So hier het ons 3 oxes, so they vibe with the country. Maar die verskil is, Nkwanansi se Saturnus, wat die planeet van verantwoordelikheid is, die planeet van, van verantwoordelikheid, van he takes things seriously, he means what he says, en van langdurigheid en consistency. Is alles in die huis van die landse leierskap. Presies daar waar Madiba sin was. So it is very surprising, and you go, oh dear. Nou, my pa, hy is 'n sweetheart, as hy my nie op ontydig tye bel nie. Dit is 'n baie interessante ding eendag gesê, as jy in wêreldpolitiek kyk, is die mense wat die probleem, wat maklik omkoopbaar is in die militêr, is almal generale. En die mense wat die moeilikheid maak, of 'n land kan oorneem, is almal brigadiere of majore. Interesting. Dis sy teorie. Gaan kyk maar na daai man van ek dink is Burkina Faso. Hy is nie 'n generaal nie. They only make themselves generals later. Dus is my baie interessant, nee? Dis 'n interessante teorie, ja. Nou, Mars conjunct South Africa's moon. Hy wil graag in sy hart, as hy nie aand gaan slaap, he wants to regenerate and bring passion and pride. En pride is 'n groot ding vir my. Hy wil cultural pride amongst South Africans terugbring. Hy wil hê ons moet trots wees op onsself. Money is changing hands to make him more vocal in his opposition. Dis 'n feit. Hy sou nie gedoen het wat hy gedoen het 5 jaar terug. Hy is 'n baie versigtige man, is very tactical. Hy glo absoluut in die missie van die jeug en van die werkers. En dit sê vir my, hy het die stem van die jeug en hy het die stem van die Unis.
En dan is hy ook, believe it or not, op sy eie chart, hy's 'n baie gelowige man. En as jy nou agtergekom het van verlede jaar se sportsaak, is dit asof die wêreld weer in die rigting van geformaliseerde godsdienst neig. Mense wil kerk toe gaan. Hulle wil nie meer online wees nie. Ja, dis 'n ideologiese ding, dis haar identiteit ding. Hy is 'n baie sterk leier, sy swakheid is he is what he is. Nou, what you see is what you get. Hy kan nie politiek speel nie. Wel, dit is soos Trump. Trump speel ook nie politiek nie. What you see is what you get. Exactly. En hy hardloop Amerika soos wat hy sy besighede gehardloop het. Heeltemal brutaal en autokraties. En ek sê dit nog steeds, ek dink dit is die tipe van president wat ons nou nodig het. Dit gaan nie noodwendig die president wees wat populêr is nie. Dit gaan nie die populistiese president wees nie, maar dit gaan die president wees wat nodig is om Suid-Afrika en die ekonomie om te draai en mense aan die werk te kry en mense op 'n rigting te kry vorentoe. Dis nie populisties nie. Dis nie wat ons nou nodig het nie. Nee, glad nie. En die ander ding is, hy is 'n man wat met diep intelligensie werk, en hy sal vir jou sê, van Kaapstad tot in Kaïro, wie is die mense wat met groot skelmstreke besig is, en wie is besig met klein skelmstreke. And if you want to enter politics, you best know who's your enemy, who's not. Ek het gekyk na John Steenhuisen, hy is gebore 25 Maart 1976, en dit maak van hom, hy's 'n draak, glo dit of nie. 'n man van sy woord. Hy's 'n vet draak, maar ja. Here we go. Dis nie vet nie, dis spiere. Whatever. Slap spiere, okay? Whatever. Ek sê vir my hond elke dag, jy's nie vet nie, jy het spiere. Dan sê die veearts, hoeveel het ons al hierdie week verloor? Dan sê ek, ons het spiertjies gebou, ons het extra gaan stap, né? En die kas. Ek en John gaan ook bietjie stap, saam met Trootjie, né? Maar ja, hy's 'n man van integriteit, but he's a showpiece. Sy Mars is op die land se Mercurius, en Mercurius is die planeet van kommunikasie. Hierdie man he should be our voice abroad. As ons hom kan bykry, as ons uit die ou garde en die nuwe garde al die kak laat val, en ons kry die beste mense, dan is Johnny man om te praat on behalf of South Africa, want he knows stuff, he knows a lot of stuff, and is a man that speaks with conviction. Soos Trump praat ook met conviction, en partykeer dan sê hy dieselfde ding, met conviction sê hy, elke keer as hy iets moet sê, as dit nie vir Biden was nie, dan sou ek nie nou vandag hier gestaan het nie, nee? Maar dit is maar hoe hy is. Die ander ding is, Steenhuisen verstaan besigheid, makro-ekonomiese besigheidstelsels. I didn't say he was a businessman, maar hy verstaan hoe om dinge in die land te laat balanseer, en waar hy 'n langtermyn bilateral agreement moet indruk, en waar hy een moet afsaag, en waar he gets this. En hy's 'n man, he does his stuff. Hy bly sterk in sy oppositie. Ek sou nooit met hom 'n argument pik nie, want hy is nie bang om sy sê te sê en sy ding te doen nie, nee. Miskien nie die beste president nie, maar hy is nie 'n slegte mens in the presidency nie. Hy het leierskap-eienskappe daar. So wat ek hoor, sê jy eintlik hy sal baie goed wees in buitelandse betrekkinge, in Durban byvoorbeeld. Sal hy 'n baie goeie minister wees? Absoluut. Miskien nie right into the African Union nie, maar to speak to everybody else and get things going, he's good. And he understands the bigger picture. Hy het dit gedoen met agriculture, klaar. Die nuwe markte wat hy oopmaak, die nuwe connections wat hy maak. So hy's baie suksesvol met dit. Ek sal dit vir John gee. Well, he's an Aries. If you give an Aries a mission, best you get out of the way, because mission will be completed. So of hy nou ja, maak nie saak wat so 'n draak jy hom noem nie.
I have more faith in him as in Tannie Helen. Wat sien jy oor Helen en Johannesburg en die meiership? Ek sien dat daar mense is in Joburg wat sê, hulle sal eerder doodgaan voor Helen daar kom, né? Yes, wie is die mense? Want hulle moet maar trek, want rarig hulle bly in 'n damp. They're already dying. Ja, ek stem met jou staan. Kyk, It will happen to them. Johannesburg is nie 'n goeie plek nie, maar dan kan ek nie dink dat daar een munisipaliteit is wat in 'n goeie plek is nie. En dit sluit Kaapstad in. Ja. Hulle lyk net bietjie beter. There is nothing like soos die Suidooster om al die rubbish weg te waai nie, né? En dis 'n feit. Kaapstad lyk baie skoner nadat die Suidooster gewaai het, né? Daar is nie 'n Suidooster in Joburg nie en dit wys. Maar terselfdertyd ek is nie seker of Helen die een is nie. Sy en Patricia de Lille verjaar 'n paar dae uit mekaar uit, believe it or not. En hulle is albei katte. Sy kan goed doen in 2027, maar die swakpunt van 'n kat in die Westerse astrologie, as hulle nie in iets belangstel nie, dan sluit hulle dit af. She's not someone that will comprehensively and fully be able to understand the whole of Joburg's problems. Sy kan nie. But is there anyone that has the ability to do that though? Ek mean, daar's soveel probleme, Kat. Daar's oral probleme. Ek dink Helen het 'n track record wat sy gedoen het in haar tyd in Kaapstad as burgemeester, toe as premier. Sy het 'n track record dat sy dinge uit chaos uit kan weer regstel. Ek weet nie of sy die persoon is wat dit kontinuum vir lank kan doen nie, maar ek dink I think she will be the best person just to get it kick-started. Dis my opinion. You're probably right, want Helen skies, Colleen, jy wou sê? Nee, ek wou net sê, dit is my baie interessant wat jy sê, dat sy fokus op iets, wanneer sy geïnteresseerd is daarin. As soon as she loses interest, verloor sy al energie momentum ook. Mense kan dit nogal sien in haar, sy is amper 'n obsessive personality vir my. Sy hou in op 'n ding. Ek mens het nou begin met hierdie campaigning for the mayor of Joburg, en sy's flipping all in. En die video's wat sy doen, sy's die hele tyd nou hier in Joburg. Sy regtig doen alles wat sy kan om vir mense te wys, jy weet, hierdie is nou my nuwe obsessie. Kyk, Helen ken mense in Joburg. En dit is baie belangrik. So sy kan mense bel en sê, kom maak skoon, kom sit bandjie by, let's do this together. Ek stuur vir jou 'n kontrak. Ek vat hierdie kontrak weg, ons sort dit uit. She can do that. She's capable. But does that necessarily solve the problems of the people that are not her friends? En nou praat ek van die immigrante probleem wat daar aan die kant Kensington begin en tot deur aan die kant op Main Reef Road af te kere gaan. En does it answer is it a solution to the people of wat eers in Ponty gebly het, en ek weet nie wat nou van Ponty gebou geword het nie. Wat gaan Johannesburg doen met al die strate wat ingeval het daaronder, nê? The Joburg City Centre. Helen is 'n Sandton meisie. In fact, ek dink sy is meer 'n midstream meisie deesdae. Is she capable? Ek weet nie hoor. Ek dink Tannie Helen sal moue oprol en begin. Dit is wat ek sien. Ja. Ek dink she's already doing it. Ek hoop so 2027 is die jaar waarin die kat, die vark en die bok baie goed kan doen. En as ons munisipale verkiesings het in 27 sal sy dit vat. Hierdie jaar sal sy dit nie vat. So ons moet hoop vir dit. Ja, nou stel ons 2 stelle kersse aan. Yes, daar sy nou, Verrassie en vir Helen. Maar ja. Catherine, as ons so kyk met al hierdie politieke onstuimigheid of onsekerheid wat ons het in Suid-Afrika, vir die jaar wat voorlê en wat ons gesien het wat uitgespeel het in 2025, gewoonlik as dit so onseker raak, dan is mense altyd, hulle hierdie smag na identiteit, hulle wil deel raak van iets, sodat jy nou praat van mense gaan weer kerk toe, wat jy sien reg oor die wêreld, maar in Suid-Afrika sien ons dit onder die Afrikaanse gemeenskap, hierdie drang na
Afrikaner identiteit. En iemand wat dit seker baie aanvuur, is mense soos byvoorbeeld die Solidariteit en 'n AfriForum. En ek weet ons het gesê ons gaan bietjie oor hulle praat. So wat dink jy, wat sien jy in die kaarte? Wat is die toekoms van 'n AfriForum en 'n Solidariteit in Suid-Afrika? Nou kom ons verstaan mekaar, né? Solidariteit is moeroud. Ek dink Solidariteit en die ANC het in dieselfde jaar begin, en dit was 1902. En hulle het begin as 'n uitvloeisel, dit was reparasiegeld van Brittanje om na die oorlog, okay? En daai reparasiegeld is gedeel in sekere fondse in. So Solidariteit was ook dan nou die eerste mynwerkers en nie. Solidariteit is 'n tradisie. Soos die ANC, Solidariteit is 'n ideologie, dis 'n tradisie. It's probably the only thing we've got that has roots. It is a hugely powerful organisation. Ek sal so ver gaan as om te sê, jy weet Giorgia Meloni van Italië sou nie president geword het as die hoof van die maffia dit nie goedgekeur het nie. En in Suid-Afrika gebeur niks sonder dat, en is nie die oukies wat in AfriForum speel nie, nee, dis die kinders, nee. Ek praat hierso van die groot base, die bestuur. Die ouens wat vir 12, 13 jaar op die bestuur is. Nothing happens in this country without Solidarity's big approval. Hulle werk saam, hulle doen amazing goed. Kyk, het is maar interessant, as ek Solidariteit se kaart op Suid-Afrika se kaart sit, het hulle 1, 2, 3, 4, 5 van hulle planete is in die bestuur en die rigting van Suid-Afrika. Sonder leierskap nou van Suid-Afrika. So sonder dat hulle noodwendig raas, het hulle ernstige rigting wat hulle in Suid-Afrika gee. En ons sien nie altyd daai rigting nie, né? En ja, het hulle stil gebly toe die Afrikaanse kindertjies met borde om hulle nek gestaan het, ek is 'n donkie want ek kan nie Engels praat nie. Ja, hulle het. Hulle stil gebly toe dinge, ja, met die Bosoorlog. Ons het baie jong manne vir baie verkeerde redes verloor. Ja, hulle het. Maar het hulle the big picture vir ons uit ernstige, wat sou die woord wees, uit 'n ernstige oorgee van gesag en verandering van politieke rigting, het hulle dit vir ons met goedheid hanteer. Ja, wie dink jy kerm Trump se oor? Hulle. En wanneer hulle ophou om Trump se oor te kerm, dan is dit ook omdat dit klaar is, né? So they're the foundation of real business in South Africa. Hulle is 'n baie tradisionele organisasie. Dit sal baie moeilik wees om Solidariteit te vernietig. Want Solidariteit is nie net 'n paar boertjies wat gesels oor die mielielande nie. They don't do that. The luck comes from immense wealth. Hulle het begin in 'n plek van wealth. En hulle doel in Suid-Afrika is stabiliteit. En daaroor is hulle baie uitgesproke, dat al die goedes wat hulle aanvang, gaan oor om Suid-Afrika te stabiliseer. Maar dit is op hulle kaart. En as dit beteken iemand se keel moet afgesny word, because they're rocking the boat, then that will happen. En as dit beteken dat iemand uit die gate uitgehaal moet word, en 'n hero van gemaak moet word, then that will happen. One thing wat Solidariteit amazing maak, is wat ek sien hier, so hulle het verskriklik baie geld oor die jare. Nou praat ons hier van meer as 100 jaar, né? Meer as 120 jaar. Het hulle baie geld in innovering ingesit. Besigheidsinnovering. Of dit stelsels en of dit eintlik fisiese goeders is. En Suid-Afrika is nie sleg as dit kom met 'n plan uitdink nie, né? So when it comes to big business, huge, né?
They are considered as the outlaws or the rebels. I don't want wat so gesê. Ons praat nou weer oor solidariteit hier. Ja, nee. Wat blaf. Good point, Colleen. Ja. Alle raas, nee. Solidariteit raas nie. AfriForum is 'n uitskietsel van solidariteit. En nou moet jy uit 'n besigheidsman se perspektief dink. Hier sit ek op 'n magdom legacy money that I've been managing, sometimes better, sometimes worse, for 120 years. Hoekom sê ek AfriForum skep? AfriForum is 'n divisie. So, tussen Ernst en Callie se dinge in die begin van die verlede jaar, ek my nie vreeslik daaraan gesteer nie. Ek is eerlik met jou, AfriForum, as ek na hulle kaart kyk, hulle 3 planete in die huis van die land se agriculture. Hulle wil regtig innovering in agriculture in die land bring. Of ons boere uit moet vat om mooier perskes te maak en of ons iets in die land moet bring om mooier perskes te maak. AfriForum wil mooi perskes maak, nee? And I'm not against that. Daar is 'n militante arrogantheid in AfriForum wat hulle onwenslik maak in sekere geleedere. 'n Boer wil nie noodwendig gesien word as 'n militante mens nie, nee. But I'm not saying it's good or bad. Ek dink hulle is regs gemaak omdat hulle arrogant is, nie omdat hulle regs is. And it worries me. Okay, so everybody, jy sê AfriForum, dan sê mense, bliks en ver regs, nee, daai mense is bietjie, they're over the top. Eintlik glad nie. They've got a very strong mission with agriculture. They just run by some very arrogant people, nee? En ongelukkig is wat hulle sê en wat hulle doen nie altyd dieselfde nie. Hulle bly in oppositie met die regering, but their true strength is hidden to the general public, and that is that AfriForum is 'n ongelooflike, finansiële welaf mondstuk. En dit is die hele doel van AfriForum, is om 'n mondstuk vir die 6 miljoen odd boere in die land te wees. That's all they are. En when they are heard, then AfriForum will cease to exist. That's their only purpose. In certain instances, there is a sincere desire to represent the pains of the underdog. Maar binne die ideologie van die groter AfriForum en solidariteit. Although hulle sê hulle veg vir almal wat Suid-Afrikaans is, maar ons moet nie dink ek met rooskleurige oogies na daai statement kyk nie. Glad nie. Hulle wil, ek is seker hulle gee hulle 10de, almal moet hulle 10des gee, and they really wanted to go to some nice people, but at the end of the day, they are a division of a union, net soos, en ek dink altyd aan Santaku en Samru en wat is die, en Kosatu en al die toes wat daar is, nee, ons spel dit net bietjie anderste. Their reunion, they do it for the business. Dis essensie wie dit is, ja. Exactly. Dis dit. Terwyl sy praat van agriculture, ek weet die afgelope ruk in Suid-Afrika, veral gedeeltes hier in die ou Transvaal, Gauteng en in die omgewing, was daar verskriklike reën gewees. En natuurlik is reën altyd goed vir agriculture of vir landbou, maar dit kan ook 'n groot probleem wees, want boere kan nie in die lande inkom, want dit is te nat om te oes en al daai goeie. So, hoe lyk die weerpatrone vir ons vir 2026? Wat sien jy daar vir ons? Van die einde van 2023 tot en met Maart hierdie jaar is Saturnus in 'n waterteken. Met ander woorde, die hemele het oopgegaan. En daai ouens, if you believe in cloud seeding, that was not smart, want dit het 3 keer harder gereën as wat dit moes. However,
Saturnus gaan nou vir die volgende 2,5 jaar in 'n baie droë fase in. En ons moet mooi werk met ons water nationally. Dis die Great Dane. En dis 'n hele familie mense. Die Great Dane stem saam. Wat is jou Great Dane se naam? Sy naam is Zeus. Would you call him anything else but Zeus? Zeus stem saam. Nee. En oor kan die straat bly daar 2 ander Great Dane en hy laat hulle uit beginsel uit. Maar ek is dankbaar, hy's 12 jaar oud. It's just a matter of principle. Actually, they're nice to each other. So, ja, ek dink ons gaan die einde van ons reën sien, en teen 2029 hoor ek weer mense kerm dat daar nie genoeg water is nie, nee. Ek kan dit weer sien. So kan ons nog 'n kers aansteek, ons staan nou op 3, okay? En dit is dat die mense nie sal kerm nie, en wys sal werk. Ons het 'n goeie oes, eers weer, wat is dit nou? Ons het nie goeie oeste hierdie jaar of volgende jaar nie, né? So die 2025, 26 oes, 26, 27 oes is nie goed nie. Die 27, 28 oes is baie goed. Baie groot oes. Ons sal al ons quotas bereik en nog spaar hê, né? So dis moeilike jare wat jy vir ons sien as dit kom by landbou en by die weer. Maar ek dink ons stel nou hierdie uit, nou veral 'n hele rukkie, en ons het al 3 kersse wat ons moes aangesteek het, maar kom ons kyk of ons nog 12 ander kersse ook moet aansteek, as ons kyk vinnig na die 12 ander sterretekens. Okay. So wat is die oorsig van die tekens vir die volgende 12 maande? Weet jy, die ouens wat die meeste gaan afbyt, die eerste helfte van die jaar, is alle mense wat Virgos is. Hulle het jare se kak. Vir al die Virgos wat nou Augustus maand verjaar. Hulle het probleme, of het gesondheidsprobleme, of familieprobleme, of geldprobleme, of sommer net probleme. Hulle het probleme. Daai situasie verander vir hulle einde Junie. En dan sal jy sien elke Virgo 'n trippel uit plesier, want 'n happy Virgo is a happy world, né? So dit gaan goed met die Virgos. Dan van die begin van Julie af tot die einde van die jaar is dit die beurt van die leeumense wat in Augustus verjaar, wat probleme het. En dis wat ons nodale siklus noem, en die ouens wat verjaar hier om en by die 12de Augustus, groot dinge wat in hulle lewe vir hulle voorlê, né? Nie noodwendig sleg nie, maar it's taking on responsibility, and it's being nice, and it's being kind, and it's being good. Dan ons Libra mense, Vader, dit gaan trane en trane wees van die 3de Oktober totdat Venus vorentoe loop middel November. So as jy iemand ken wat 'n weegskaal is en hulle is bitter ongelukkig die einde van die jaar, is dit nie nodig om dokter toe te gaan nie. Net 'n pilletjie en bietjie beter is, and they should be fine for December, né? Good things, good plans. Dit is 'n jaar van vir die visteken, Pisces, né? Is dit 'n jaar van uiteindelik is die kak en hare sedert 2008, 2012, ek dink is 2012. Al daai dinge is verby. En vir die mense wat Pisces is, it's time to build, rebuild, start again. Onthou om jou kaste leeg te maak voor jy iets nuuts begin. Jy kan nie 'n nuwe ding insit as jy nie van 'n ou ding ontslaa raak nie. Aries mense, al die ramme, dis 'n tyd van verantwoordelikheid aanneem. As jy nie gaan verantwoordelikheid aanneem nie, gaan dit op jou gegooi word. Stand up, take responsibility, do what you need to. Die mense wat bulle is, hulle het dit eintlik redelik rustig, né? 7 years of hell is over, Colleen, want die planeet Uranus was vir 7 jaar in die teken van die bul, en Uranus, while he's the revolutionary, he changes you, he rearranges you.
En ek dink as die einde Februarie begin Maart, skuif hy oor vir 7 jaar in die teken van Geminis. En hier kom ons nou, al my tweelingmense en Gemini mense, julle gaan kak en kak en kak as julle nie saamwerk. En as julle dink julle het 2 koppe, teen die tyd wat Uranus met julle klaar is, nee, is julle 2 koppe, 4 koppe en julle is so die mekaar, soos baie dinge, nee. Dit is 'n tyd waar die Gemini mense, hulle klets baie, hulle gaan ewen nog meer klets. En dis 'n tyd van, individu word, altyd. Die kreefmense het dit mee baie goed gegaan, die afgelope jaar, en dit gaan van die middel van die jaar af nog beter met hulle gaan, veral in terme van hulle finansies. Soos jy kreef is, of 'n Cancerian, en jy het 'n besigheid. Goeie finansiële predictions is altyd goed, nee. Dis wat almal wil hê. Hulle wil net hoor finansies gaan beter gaan. Veral vir 'n kreef. Maar as jy nou single is en jou finansies is bietjie kak, dan gaan soek jy vir jou 'n kreef boyfriend, okay? Want die ou gaan geld maak. Alright. Okay. Noted. Mental note to self. Ja, dat sy, nee. Dan ons, weet jy, die skorpioen, boogskutter en Capricorn, alles stillerig. Dis daar is nie moerse druk en moerse planetêre bewegings by hulle tot so die einde van die jaar nie, nee. So moet hulle nou nie hulle gaan karring nie, maar sometimes no news is good news, nee. It's more as if things are happening to them as opposed to they are the cause of things happening. Dis verfrissend vir jou en vir my, Matthys. We are this time not causing the shit. Causing the shit. Ja, maar dit is nie vir my lekker dat jy sê that things are gonna happen to me nie, want dit is die probleem vir my daai met die groot ding dat ek hou van kontrole en beheer. Daai klinkie vir my lekker nie. Just let it go, let it flow. Okay, let it flow. Jy is in jou beter jare, you are on ascension. Dinge klim vir jou, okay? Just say thank you. Okay, Catherine. Okay, nou sê. Okay. Dankie, Catherine. Dankie. Ek het nog nie klaar gepraat nie. Ons Aquarius mense, dit gaan met hulle baie goed gaan. As jy in Aquarius is en jy het planne, of jy wil iets doen, dit gaan met jou baie goed. En ek dink dis die lot, nee? So, that pretty much covers it in breë trekke. Ja, sure, nee, nou, daar's klein goedjies. Rotte, drake, en, wat is die ander een? En monkeys, moet asseblief laag lê hierdie jaar. Dit is nie 'n jaar vir wild wees nie. En die honde, die perde. Ek weet Matthys is roosters. Ons is roosters. Weet jy wat, julle het 2028, nee, dit was hierdie jaar vir julle baie goeie jaar. So 3 jaar sal moet verbygaan. So, this was good. Julle het beter software, julle het beter onderwerpe, julle is meer bekend, julle, ek weet nie of bekend of gericht natuurlijk. Oh my word. Ja, okay. Ja, okay, ek weet nie van dit nie. Nee, vir die roosters is dit die jaar van werk. Nee, rooster en snake en ox is about hard work. Jy weet natuurlijk... Okay, solank al werk is, sal ek werk. Dan is ek ook happy. Ek weet julle sal werk en julle is nogal doelgerig. So dit is myns insiens vir die jaar. Okay. En as jy dalk wil afsluit vir ons met wat sal jy sê overall is goeie raad vir 2026? Enige iemand wat luister. Maak nie saak of hulle glo in astrology en of hulle nie glo in astrology nie. Met jou kennis, jou insig, wat sal jy sê is goeie raad om 2026 aan te pak? Die eerste kwart van die jaar gaan vreeslik intens wees. Manage your stress. Moenie claustrophobic of
angstig raak nie. Dis nie jou skuld nie, dis die planete wat verskriklik tight is. So just give other people space, be kind, né? En dan die volgende is en dis so pragtig. As 'n mens kyk na 'n perd, né? Die pragtigste perde is die waarna omgesien is, né? 'n Arabiese perd, jy kry sulke sy Arabiese perde, maar as iemand iets geleer het en iemand kyk na homself, then everything around him word beter. Fokke was jou hare, né? Trek vir jou mooi aan. Dis daai ding Kat wat mense so om jou kyk en jy sien hoe mense net soos barbare te kere gaan en dink jy myself, you don't deserve nice things. We just don't deserve nice things. Maar as jy jouself beter begin hanteer soos iemand wat actually iets beter verdien, then it might just come your way. But that's what the year of the horse is going to teach us. If you're going to run wild, dan gaan jy net 'n wille perd wees en niemand gaan vir jou kyk nie. En ja, jy sal nie ongelukkig wees nie. But the really good things you might miss. En jy gaan in die reën staan, en jy gaan in die koue staan, en jy gaan met jou maatjie staan. But the good things will not come past you. But if you do a bit of self-regulation, self-care, and you mix with the right people, nee, good people. Ja, okay, maybe is dit bietjie te veel gevra, nee. Elke verhaal het maar 'n doos, nee, maar if you go out of your way. Maak dit seker jy is nie die doos in die verhaal nie, asseblief. Exactly. En as jy nie weet wie die doos is nie, is dit 10 teen 1 jy. Is dit jy? Ja. Say, then go back to self-care and split yourself up. Onthou net, 'n perd waarna omgesien is iets om oor trots te wees. And that goes for our country as well. Hou op om verby die papiere te stap, donders wel tel het op. Okay, jy het dit nie daar gegooi nie, but be proud of your country, be proud of your heritage, and help fix it. Tel het op en hou op om langs die pad te pee. Moenie dit doen nie. Ry tot by die engine, gaan pee daar. Hulle kan nie. Can't happen. Daar's 'n sekere spesie wat ook op die rose pee. Nou, dis 'n gesprek wat ek en jy ook moet hê op 'n dag, nee, is hierdie getuinpeery, nee. Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom nie. My hond pee in die tuin. Dis walglik. Ja, dan moet ek môre daar onkruidbossie gaan uittrek met my hande waar jy nou gepee het 3 dae terug. Ja. My konifers vrek op so 'n lyn en dan wonder ek hoekom, né? Jy weet. Daai dinge is nie reg nie, né? Maar ja, dis my advies, né? En veral na die einde van die jaar se kant toe, be ready for anything, hou ekstra toiletpapier aan, daar kom 'n groot gebeurtenis. Miskien sal dit Suid-Afrika nie raak nie, dit lyk nie op Suid-Afrika se chart of dit daar is nie, maar nee. Trump poep en almal kak, dit is hoe dit werk, lyk. Ja, ek weet, dit is hoe dit is. As Amerika nies, dan kry Suid-Afrika verkoue. So, as daar iets daar gaan gebeur, gaan ons op 'n langarme manier geaffekteer word. Net jy dit nou so mooi gestel, né? Maar daai ding. En dit lê vir die einde van die jaar voor. But if we can do those things, we're good. We're going to make this year. Klink vir my na 'n doenbare jaar. Your mouth to God's ear. So, ja, kom ons kyk. In 2027, dan hou ons weer nabetragting. Nabetragting. Ek wil vir julle sê baie sterkte. Dit is 'n jaar waarin kommunikasie gaan verander en dit is, we're going to see many podcast millionaires. Please start working on formalizing these things, né? The first one, the 100th one, the 10,000th one. Okay. Ek spreek dit oor julle uit, laat klets die Joe Rogan van Suid-Afrika word, né? So dit was Astrologie 2026 in Netedop. Daar weet julle nou alles, né? Daar weet jy nou alles. As dit nou vir jou 'n verrassing is, dan het jy nie hierna geluister nie. Ja, fasten your seatbelt, jy weet nou wat kom. Ons moet nog net bietjie investment advice spel kry. Ek wou nog verder bietjie gepoke daaroor.
bietjie meer spesifiek, maar miskien sal ons 'n privaat sessie met haar boek vir dit. Ja, ek dink ons moet dalk maar 'n privaat sessie met haar boek daarvoor, want ek kan nou maar net dop om te kyk wat gebeur met Bitcoin. Wanneer sien hy sy gat? Dis eintlik die belangrikste ding vir my. Ja, waar is hy nou? Want hy het so laasweek amper sy gat begin sien. Bitcoin, kom ons kyk. Okay, so nee, op die stadium lyk hy asof hy is nog besig om te klim. Wel in die laaste 5 dae. In die laaste maand het hy bietjie verloor. En in die laaste 6 maande so 28% verloor. So ja, nee, hy is besig om af te talm. Maar die afgelope 5 dae het hy weer bietjie geklim. Dis het ons laas ook gesê het, al glo jy nie in astrologie nie, is dit net 'n lens waardeur jy kan kyk en patrone kan raak sien, om te sien wat kan moontlik gebeur, wat is plausible en wat is nie plausible nie. Ek gesels natuurlik nou die dag met 'n klomp mense te sê, ons moet dit net nie verkeerd kry nie. Jy moet nou mooi sê, it's the year of the horse. It's not the year of the horse. So sê iemand, what, the year of the horse? Are the horse going to do good business this year? The horse, no man, the horse. Ja, dan as dit die year of the horse was, dan moet ons dalk ons beroepe in oorsig neem. Ag, ons almal hoer maar 'n bietjie in 'n sekere manier, hang ons maar wat 'n lensjie gebruik. Is maar almal verkoop maar 'n ou deeltjie van onsself, ou geld. Ja. Jy is heeltemal reg. So gepraat van geld en wat ons van onsself verkoop, het daar 'n nuwe studie uitgekom wat kyk na die GDP groei trends van die afgelope 25 jaar reg oor die wêreld. En watter lande het die afgelope 25 jaar die hoogste gegroei. So ek sal vir die eerste die top 5 gee. So in die eerste plek is dit die US. Hulle het met 2.1% gegroei in 25 jaar, China met 8%, Duitsland met 1%, Japan met 0.6% en Indië met 6.4%. So dit is die groot groeiers of die groot moonthede op die stadium. As jy nou dink, wat vermoed jy was Amerika se 2025, hulle noem dit real GDP in biljoene. Wat dink jy was dit? Net vir 2025. Moet ek nou vir jou 'n nommer gee? Ja, geef my 'n nommer. Skiet met 'n titel, Corinne, skiet met 'n titel. Ja, maar hierin gaan ek nou regtig uit my gat uitsuig, Matthys, en ek het geen idee nie. Ek weet nie. Billions and billions. Too many billions to count. So dis 30,616 biljoen. Dit was hulle real GDP. Dit is Amerika. Hulle is die groot moontlikheid. Ek weet nie hoeveel nulle daar is nie, maar daar's baie nulle. Suid-Afrika is ook op die lys, kan jy dit glo? Hulle het dit ook gemaak. Hulle is op die 40ste plek. Op die 40ste plek kom Suid-Afrika in. En ons het die afgelope 25 jaar 'n GDP groei gehad van 2.1%. En ons real GDP volgens hierdie is $426 biljoen. Dis wat ons So ons het basies dieselfde persentasie as die FSA oor die laaste 25 jaar. Ja, maar ons het obviously nie soveel biljoene nie. Ja, maar volgens hierdie peiling of navorsingsstuk is dit wel so. Wat vir my wel interessant was, is om te kyk wat is die lande wat die meeste gegroei het. So persentasie GDP groei in die afgelope 25 jaar. China is heel eerste met 8%. Tweede is dan tweede en derde posisie is dit Vietnam en Indië met 6.4%. Dan is dit Bangladesh op 5.9. Jy het nou 'n bietjie aan hierdie Kazakhstan met 5.6. Ierland dan op 5.2. So dit was nogal interessant met China en Indië veral. Dis ons BRICS partners, né? Ja, ek wonder net as ons dieselfde trajectory gehou het na die Thabo Mbeki jare. Hoeveel meer kon daai 2.1% nie gewees het nie, né? Want dit is interessant om te kyk, om te vergelyk van, jy weet, daai tyd, Thabo Mbeki tyd,
in vergelijking met hierdie volledige tydperk. Ja. Could be interesting. Ja, en waar was die spike moments gewees? Of waar het ons grond gewen? Ja, ek meen op hierdie stadium moet ons seker maar net bly wees, dis 'n positiewe getal daai. Exactly. Ons is 'n klein getal, is positief. Ons het ietsie positief. Ons het groei gehad in 25 jaar. Ons gaan nie praat van die afgelope 4 of 5 jaar dalk nie, maar in 25 jaar het ons groei gehad. So, Ja, hopelijk kan ons dit so hou. Ek weet nie hoe dit oor 5 jaar gaan lyk. Soos wat ons nou aangaan nie. Maar hopelik. Ons gaan alles glo wat Catherine vir ons sê en dan gaan ons moontlik okay wees in 2026. Iemand wat natuurlik 2026 baie beter afskop is dan nou niemand anders as John Steenhuisen nie. So, ons weeklikse brokkie John Steenhuisen, Matthys, weeklikse brokkie John Steenhuisen, die Federal Legal Council onder leiding van Glynis Breitenbach het hulle ondersoeke klaargemaak en het nou hulle bevindings gegee vir die DA se Federal Council en Helen Zille het dit publiek gemaak om te sê dat Steenhuisen het toe nie die party se kredietkaart gebruik vir persoonlike uitgawes nie. Al sy slippies is wel gerekonsilieer. Daar was persoonlike uitgawes, maar dit is gerekonsilieer. So ja, John het nie dik geword as gevolg van die party se kredietkaart nie, maar moontlik dan van sy eie kredietkaart. So dis eintlik al. So ja. Ja, shame. Ek het nogal gedink die ou het 'n goeie hart. Dis probably maar net kossies wat hy vir almal gekoop het wat bietjie laat skoffel in die aand daar in die DA kantore. Maybe was dit maar dit gewees. Maar eintlik is dit dink ek dink die groot storie agter hierdie is nou om te kyk hoe hierdie hele situasie uitspeel met Dion George en John Steenhuisen en Dion Dodds wat deel is van die Federal Committee. Ek meen hy is 'n redelike hooggeplaaste persoon in die DA en ek meen hy het hierdie hele ding begin. Hierdie hele moddergeveg as mens dit maar so kan noem in die media met John Steenhuisen nadat hy afgedank is as die minister van omgewing. En nou is hy nog steeds besig om te sê dat daar is bewysstukke dat die nuwe minister van omgewing Willie Oukamp se familie betrokke is by canned line killings en so Dion George is verseker besig om daar te stuur. Hy is bitterback dan, ne? Ja, hy is 'n bietjie persoonlik met die mense, omdat hy nou nie sy way gekry het nie. Ja, en ek weet ons het eintlik gesê ons wil nie daaroor praat nie, maar laat ek dit net kyk of ek dit hier kan oopkry vinnig. Is dat dit het nou gegaan oor die ministers wat die afgelope ruk ook in die nuus was, van ministers wat 450 miljoen rand bestee het in 18 maande aan reiskoste. En onder andere is die einste Dion George ook daar. So Departement van Bosbou, Vissery en die Omgewing onder Dion George, wat intussen vervang is natuurlik met Willie Oukamp, het 24.42 miljoen rand spandeer in 18 maande aan reiskoste. So en dit was een van die goedes wat hulle gesê het, is dat hy het te veel uitgawes aangegaan wat nie noodwendig nodig was vir sy departement in reiskoste. Dit was een van die verweere wat ook in die media was, wat Steenhuisen gegooi het. So. Kyk, die ding op hierdie lys wat my natuurlik nog net steeds die woedendste maak is, ek kan nog verstaan as Department of Fisheries and Forestries en omgewingsake nou 'n bietjie moet travel. Maar die departement van vrouens en kinders en mense in rolstoele, Matthys, regtig. 25.2, kom ons maak dit 25.3 miljoen rand. Dis meer as wat George spandeer het. Ja. Ja. Ek meen, wat het julle gaan doen? Ja. Sindiswe, verduidelik vir ons wat het jy gedoen daar? Hoeveel mense met gestremdhede het jy gaan na kyk? Reg oor die wêreld om te gaan leer hoe om beter met vroue, jeug en mense met gestremdhede te werk. Die ander een natuurlik is Thembi Simelane, ons menslike nedersettings minister. Sy was die topspender gewees van 32.98 miljoen. So let's call it 33 miljoen.
weer eens, waar was jy? Het jy in New York gaan rondloop om te kyk hoe lyk nedersettings daar? Om beter te verstaan. Hoe moet ons nedersettings lyk in Suid-Afrika? Explain that to me. Nee, ek verstaan nie dit nie. En hulle moet nie kom met meetings en goed nie, Matthys. Ek dink baie van hierdie is net mense wat op en af tussen Johannesburg en die Kaap vlieg die hele tyd. Onnodige trips. Ons het Zoom, ons het Teams. Exactly. Hierdie is onnodig. Ja. Ja, en behalwe vir dit, ek vind daar's 2 huise wat in stand gehou moet word, daar's verblyf, dis 'n astronomiese hoeveelheid geld wat onnodig gespandeer word. Maar kyk, die internasionale trips het goed gedoen. So die departement van handel, nywerheid en mededinger se Parkstown se kantoor het 2.12 miljoen rand spandeer aan slegs 3 nagte in New York in September 2024 en dan 1.5 miljoen vir 'n weeklange reis in Washington in Julie 2024. Ons gevreesde Aaron Motsoaledi, minister van gesondheid, wat sê dat die nasionale gesondheidswetgewing gaan, of wat is dit, die NVG, nasionale gesondheidsfonds, daai ene. Hy het... Ek kan aan 'n ander woord dink met 'n V, maar met 'n F. Met 'n V. Wat is dit, FOK? FOKOP? FOKOP, ja. Nasionale gesondheidsfokop. Daar sê Colleen. So Aaron Motsoaledi het 2.75 miljoen spandeer aan 'n besoek van 7 nagte in New York in September verlede jaar en dan 1.3 miljoen vir 2 dae in Brasilië en 1.8 miljoen vir 'n weeklange reis na die Verenigde Koninkryke. En ek meen, dit is maar net die paar wat gehighlight word. En ek meen, it all adds up. As ek nou so na hierdie lys kyk, is daar vir my direkte korrelasie aan die hoeveelheid spandeer aan reis en die produktiwiteit van 'n departement. So hoe meer hulle spandeer aan reiskostes, hoe minder produktief is hulle uitkomste. Ja, want as jy nou byvoorbeeld hier kyk na ou Guyton, Sports, Arts and Culture, mense nou dink dat die man verskriklik reis, en Guyton vir al sy foute, dink ek het actually nog al 'n paar uitkomste gelewer in die tyd wat hy aan stuur van sake is, sy departement het 6.7 miljoen maar spandeer. Correctional Services, 5.18 miljoen. As ons kyk byvoorbeeld John Steenhuisen, weer eens vir al sy foute, hoeveel internasionale deals het daai man al gaan maak in die tyd wat hy aan stuur van sake is, en sy departement het maar 3.6 miljoen rand spandeer. In vergelyking met dan Women, Youth and Persons with Disabilities se 25 miljoen. Ja, verduidelik wat gelewer het. Ons sit nog steeds in 'n nasionale, wat is dit, emergency, of wat krisis, wat ons nou vir gender-based violence? Ja, state of emergency. Val dit nie soort van onder haar departement nie, en wat sy uitkomste daar uitgekom, vir al die geld wat sy spandeer het? Ja. Nee, ek meen, water en sanitasie, 'n verslag wat in Desember uitgekom het, wat hulle in alle provinsies water getoets het, in elke liewe een van ons provinsies, en dat nie een provinsie, was 'n independent toetsing gewees, dat nie een van ons provinsies se water het skoon uitgekom sonder die teenwoordigheid van sewage in ons drinkwater nie. Maar kyk wat het julle spandeer aan travel. Amper 30 miljoen rand het hulle spandeer aan travel. Om wat te gaan doen? Om te gaan proe, hoe proe die water in Hamburg? Daar is 'n baie goeie observasie, Colleen. Yes, actually, ek het nog nie so daarna gekyk of so aan gedink nie. Maar ja, ek dink daar's 'n direkte korrelasie oor produktiwiteit en die departement se vermoë om geld te mors. Ja, kyk, is nou nie waar vir almal nie, maar ek dink wat is basic education se nou? Het jy die lys daar voor jou? Terwyl ons nou praat oor. Basic education is 8.14 miljoen. Jy sien nou, dit moet eintlik vir my meer wees, want daai girl moet permanent op skoolbesoeke wees. Ja. Sy en haar span mense moet permanent surprise besoeke doen by skole en kyk of dinge regloop. Maar ek kan jou waarborg dat dit gebeur 10-1. Ons is net so gewoond om 20, 30 en 40 miljoen rand te hoor, dat jy dit moontlik kan doen met 8 miljoen rand in 18 maande. It might as well be possible, as jy dit goed bestuur en dit produktief bestuur en handhaaf, dan kan jy dit nie doen met 8 miljoen. Ja. En dis basic education, ons kyk na higher education, is nou, dis baie hoor, is 15 miljoen rand.
So weer eens is baie lekkerder om te travel if you work in higher education, né? Want dan besoek jy universiteite en it's nice, it's leaks man, it's leaks. Maar basic education travel, moet jy nou gaan kyk na wat se skool het nog pit, latrine, toilets. Dis nie baie glamorous nie. So, dis dalk hoekom dit nie so baie gebeur nie. Maybe. Maar nou ja, op daai ongelooflike positiewe somber noot, is dit dan nou die einde van Klets op die 14de Januarie en ons is volgende week terug met nog en kyk maar nie jouself, cheers. Cheers julle. Kyk toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, nog toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, almal net